Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Godsdiens moet die oppermag hê. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Matteus hoofstuk 22 vers 37 en 38. Die jeug moet besef dat hulle 'n diep ervaring in die dinge van God nodig het. 'n Blote oppervlakkige werk sal vir hulle geen voordeel inhou nie. Jy moet die lig van God se woord in jou hart bring, sodat jy dit kan deursoek soos met 'n aangesteekte kers. Baie bely dat hulle aan die Here se kant is, maar hulle is nie. Die gewig van al hulle dade is aan Satan se kant. Deur watter middele sal ons bepaal aan wie se kant ons is? Wie het die hart? Met wie is ons gedagtes? Met wie hou ons daarvan om te gesels? Wie het ons warmste liefde en ons beste energie? As ons aan die Here se kant is ons gedagtes by hom en ons soetste gedagtes is van hom. Ons het geen vriendskap met die wêreld nie. Ons het alles wat ons het en as na hom gewy. Ons verlang om sy beeld te dra, sy gees te asem, sy wil te doen en hom in alle dinge te behaag. Bybelgodsdiens is nie een invloed onder baie ander nie, maar die invloed daarvan is oppermagtig, deurdringend en beheer elke ander invloed. Bybelgodsdiens is om beheer oor lewe en gedrag uit te oefen. Dit moet nie soos 'n bietjie kleur wees wat hier en daar op die doek geborsel word nie, maar die invloed daarvan moet die hele lewe deurdring, asof die doek in kleur gedoop is totdat elke draad van die materiaal in 'n diep, vaste, onvervaagbare kleur geverf is. Die godsdiens van Christus is 'n stewige stof, saamgestel uit ontelbare drade, saamgeweef met takt en vaardigheid. Slegs deur die wysheid wat God gee, kan ons hierdie stof weef. Deur op onsself te vertrou, trek ons drade van selfsug daarin en die patroon word bederf. Laat almal ernstig vra, is ek 'n ware Christen? Dra ek die ware kenmerke van 'n Christen? Doen ek my bes om 'n karakter na die goddelike model te vervolmaak? Suiwer godsdiens is 'n nabootsing van Christus.